dankie, dit was baie spesiaal geweest. Hy is 'n tyd gelede gesing, en toe het ek nog gesê, moet jy Lily wees, baie spesiaal dat dit vandag is in die oggend. So iets wat ek saam met my wil neem. Ek gaan saam met my vat, weet julle, waar ek in die wêreld gaan bedien. Want ons is ons is maar sendelinge. Waar ek gaan wees, kry dit saam met my vat. Dankie. Vanaand se doopgeleentheid, ek gaan vir Liesel Krause vra, net om te kom op die preekstoel sien. Dit is 'n groot geleentheid. Iemand wat vanaand sê, sy het die Here gekies, die leef vir die Here, en sy wil hier voor ons almal dit kom sê, en op grond van die woord, opdrag van die doop, kan ons vanaand doen. Goed, julle sal dan georganiseer wees met die heerkollekte, nee, al mense nou hulle vrye besluit uitgeoefen het, vanaand, die algemene fonds op veel spesifiek vir die video projektors en die tegnologie wat daarmee saamgaan. Die 7 vers 15. Ons buig die hoofde in gebed. Here, vanaand wil ons vir u baie dankie sê dat u oor hierdie gedeelte praat oor onderskeiding, valse profete, en as dit nie vanaand is nie, dan sal dit nie wees nie. Matteus 7, vers 15, en Jesus is aan die woord. Luister ek nie mooi wat hy hierso vir ons sê. Ons maak dit van vers 21, Matteus 7, vers 21. Eers die valse profete, en nou gaan hy hom verder toepas. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie sal daardie dag vir my sê, en daai dag verwys na daai beslissende dag. Ouens, ons kyk mekaar vanaand in die oë. As een dag wat ons almal mekaar in die oë gaan kyk, 'n beslissende dag. En daai dag gaan 'n dag wees wat 'n finaliteit bring. Daai dag is 'n dag waar dan nie pretensies gaan wees nie. En luister, dit gaan daai dag voor God se troon gebeur. Baie, net wel hy sê nie enkeles nie. Baie sal daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons dan nie in u naam gepreek nie. Staan baie direk preekstoel toe. Deur die naam duiwels uitgedryf. Dit gaan baie as die preekstoel, dit gaan oor mense wat die woord van die Here op hulle lippe geneem het. Deur die naam duiwels uitgedryf. En deur die naam baie wonders gedoen het. Dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree. Dit is 'n ontsaglike woord, is dit nie? Dit is 'n ontsaglike stuk. Een van die stukke, as jy nou so rustige stukkie vir die aand soek, jy het hom klaar gelees en besluit nie, nou moet ek maar liewer 'n Psalm lees. Want hy sê baie. Jy sien, kyk, daar gaan so enkele paar ouens wees, nie? So redelike profiel dinge waarvan hy sê. Hy praat van preek in die naam duiwels uitgedryf en die naam baie wonders gedoen het. Dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het nooit geken nie, van weg van my af, julle wat die wet van God oortree. Luister vraag vanaand. Hoe kan jy en ek seker wees? Ons gaan nie in daai kategorie val nie. En jy sien, hier word dan vir my gesê, kyk man, die feit dat jy geswat het, teologie geswat het, die feit dat jy dominee geword het, die feit dat jy op die preekstoel staan, dis nie jou versekering dat jy in die hemel gaan kom. Die feit dat ek groot geword het in die kerk, die feit dat ek belydenis afgelê het, die feit dat ek deel is van die kerk, die feit dat ek my geld ingegooi het of op die deure gaan ingooi, dit beteken nie dat my saak in die Here uitgesorteer is. Dit is iets meer wat ter sprake is. So in die eerste plek moet ons gaan seker maak dat ons gaan kwalifiseer. In die tweede plek, hoe kan ons onderskei dat ons nie mislei word nie? Want die gedeelte voor dit direk het gesê, pas op vir die valse profete. Bekom hy julle doen skaapstrere, want werklikheid is 'n verskeurende wolwe. Met ander woorde, hierdie
valse situasie, valse sekuriteit waarin ek kan wees, word ook baie gekoppel aan valse profete. Ons moet blaai na Matteus 24 toe, ek gaan enkele verse daar uitlig. Matteus 24 vers 4. Jesus aan die praat is en Jesus antwoord hulle, pas op dat niemand julle mislei nie. Net weer op hierdie lastige woord, baie, sal onder my naam kom en sê, ek is die Christus, en hulle sal baie mense mislei. Hier word vir ons iets gesê oor wie Christus is. En dan in vers 23 tot 24, as iemand in daardie tyd vir julle sê, kyk hier is die Christus, of kyk daar is hy, moet julle dit nie glo nie. Daar sal vals Christusse en vals profete na vore kom, en hulle sal groot tekens en wonderwerke doen om, as dit moontlik was, selfs die uitverkorenes te mislei. Kyk, ek het vir julle vooruit gesê, waarom gaan dit hier? Hier sê Jesus, dit sal gaan in hierdie valse sekuriteit oor wie hy is. Nou baie spesifiek, het sal gaan dat daar 'n valse beeld van hom gegee word. Reg deur die eeue het mense hulle eie Christusse opgebou. En dit is verskillende maniere hoe dit gedoen is. Een valse Christus is die nasionalistiese een. Nou dit het in die Ou Testament, of selfs voor Christus gebore is, het dit gebeur. Basies het die Jode gesê, Israeliete, God is aan ons kant, het maak nie saak hoe ons leef nie, het maak nie saak of ons vertrou in hom is nie, hy is aan ons kant, ons het sy naam opgeneem, soos byvoorbeeld daai tyd van Eli, wat hulle dood eenvoudig die verbondsark gaan haal het, ek sê, omdat ons die verbondsark hier so het, daarom sal ons die oorwinning haal, God moet outomaties by ons wees, hy is daar om vir ons as volk te versorg, en weet ons hoe geweldig hulle baie slag vernietig is in die veldslag, hoe Eli se 2 seuns doodgemaak is, hoe die verbondsark gebuit is. Die Here het dood eenvoudig gesê, maar kyk, julle kan my nie manipuleer nie, julle kan my nie gebruik nie. Konstantin hier rondom dat pas 300 na Christus, wat as die Romeinse keiser gekom het in Christendom, die amptelike godsdienst gemaak het. As jy dit in die kerkprogram oor gaan kyk, die ongelooflike wyse waarop hy die Christendom en die heidendom en sy eie verering gaan kombineer het. Maar dit het die amptelike godsdienst van die ryk geword. Ons gaan kyk hoe reg deur die eeue die weermagte uitgemarseer het, en saam met hulle die kapelane, en voor in die naam van die Here, want hy gaan vir hulle die oorwinning gee. Dit is 'n nasionalistiese godsdienst. Christus is maar net daar om ons te dien. Jy kan as jy van kyk na die evangeliese geskiedenis hierdie land, as jy sien hoe daar by tye die kerk, die staat, saam teen die gelowiges opgetree het. As jy in Bedford byvoorbeeld gaan kyk, John Bunyan, Pilgrim's Progress se skrywer, hoe hy in 'n tronk gesit is. Dit het op 'n stadium daar in een van die villages Whitwell gepreek, daar in die vroeë 90 jaar, en die ouens het by die geskiedenis teruggevat, daai tyd van John Bunyan en van die ander evangeliste, wat van dorp tot dorp, die villages, die klein dorpies gaan preek het. En die geweldige effek wanneer mense uitgevang is, en hoe hulle dit letterlik in die skure moes gedoen het, in die open veld moes gedoen het, want as jy uitgevang is, het op die eienaar se grond gebly, die landlord se grond, dan is jy uitgesit met jou gesin, en jy wil nie 'n winter deurbring in die veld, in hierdie land. En dan word daar vir jou gesê, al hierdie vervolging is vanaf die abbey in St. Albans, 'n pragtige gebou, is dit georkestreer. Geskiedenis van volke. Onlangs 'n gesprek gehad met sendelinge wat baie interessant was, Rwanda. Hy geweldige mensenslagting wat plaasgevind het en waarin kerklike mense 'n groot rol gespeel het. Ons sien dit nou met die verhore wat aan die gang is in die Nederlande. En wat is die storie daagter? En dit word vir my verhaal dat hulle sê dat een van die redes hoekom dit gebeur het, hoekom die kerk en van die kerklike amptenare so bekend betrokke was, sê hulle vir my is die gevolg van die teologie van revolusie. Teologie van revolusie wat gesê het, Jesus is 'n bevryder, hy kom ons na vryheid lei, hy is 'n nasionalistiese God. Hy is daar sodat ons as volksgroep dit met ons kan goed gaan. Dis waarvoor hy bestaan. En daai teologie van die revolusie het so diep inslag gevat, toe dit regtig op die kern kom van gaan ek daai mense doodmaak of ek hulle nie doodmaak nie, het hy oorgevat en dit is vir daai mense party in hulle koppe gedoen in die naam van Christus. Reg deur die geskiedenis, gaan lees die geskiedenis. Gaan lees die vervolging wat hier gewees het by die inkwisisie.
is in die naam van Christus gedoen. Baie van julle se eie Hugenote voorgeskiedenis, as jy gaan opvang met die Hugenote monument, interessant Keith Berry wat hier gepreek het, wat vir ons sê, as Brit hoe hy by die Hugenote monument gewees het, die rood van een van die mees aangryplike gebeurtenisse gewees het. Is gedoen in die naam van Christus. Die tweede plek, 'n nasionalistiese God wees, Christus wees, 'n wonderwerker. Ondanks by sending bespreking gewees en daar was 'n professor wat in Wes-Afrika uitkom. Plaaslike man, gedoseer in Amerika. En hy het gepraat oor sy eie plaaslike teologie. Hy het gesê een van ons grootste dilemma's is dat die predikant en daarmee saam Jesus maar net gesien word as 'n wonderwerker. Hy is die een wat as ek nie kan gaan na die toordokter toe nie, hy is die een wat maar net die toordokter is wat vir my sal genees en daarmee sê ons nie Jesus kan nie genees vandag nie. Maar hy kry op die ou einde maar net daar die wonderwerklike krag en dit is alwaarom dit gaan. En nou is die ongelooflike wat ons hierso gesien het in hoofstuk 7 waar Jesus vir mense sê, want baie van ons gaan dit as ek 'n diens bygewoon het en as 'n wonderwerk gedoen, dan moet dit nou werklik reg wees dat Jesus spesifiek om gepraat het van duiwels uitdryf deur die naam baie wonders gedoen het. En dan in Matteus 24 waar ons ook gelees het in vers 23 en dan ook in vers 24, daar sal vals Christusse en vals profete na vore kom en as 'n groot tekens en wonderwerke doen om as moontlik selfs die uitverkorenes te besluit. Met ander woorde, 'n wonderwerk is nie noodwendig die bewys dat dit is waar God funksioneer. Jy sal dieper moet gaan kyk. As iemand genees word op 'n plek, is dit nie noodwendig die bewys dat dit is waar Christus regtig aan die werk is nie. Maak dit nogal scary, een keer met 'n persoon te doen gehad wat my siening oor hierdie dinge radikaal beïnvloed het. Dit begin daar jare van die bediening. Dit is 'n lang verhaal en ek wil nie in detail daarop ingaan nie, maar net hierdie moment, toe die ontmaskering plaasvind by hom, toe kom sy belydenis uit. Hy sê vir my in my studeerkamer, hy sê, jy weet, ek bid vir die mense in die naam van Jesus, om my hart roep ek vir Lucifer aan. Ek voel my hare geris. Nie noodwendig 'n wonderwerker nie. Hy is nie net daar om te genees nie, hy is nie net daar om wonders te doen nie. Nie nasionalisties nie, nie 'n wonderwerker nie. Derde plek, party mense vir hulle is Christus net 'n mens. Dit is iets wat baie populêr is in liberale teologie. Jy gaan kyk na die skrif en dan sê jy, kyk man, al die goed wat wonderwerke is, dit kon nie regtig gebeur het nie. Ons ouens is nog daaronder baie slim hier in die begin van die 21ste eeu, amper so die teenpool wat nou hier aangehaal word. Jesus was maar net 'n mens. En kyk, eintlik was hy ook maar 'n bietjie van 'n flop gewees. Hy het al hierdie groot dinge vir homself gesê, nie regtig opgestaan nie. Dit is nou maar net sy disippels se storie, en so gaan dit aan. Interessant as om na mense baie mooi te luister en te sien, en wanneer jy boeke lees om baie mooi te kyk, is Jesus nou maar net 'n mens, wat in ons tyd nou al die, hulle sal sê, die mythes moet afgehaal word. Want dit is vir ons duidelik, as hy net 'n mens is, wat kan hy vir jou en vir my vandag doen? As dit ook nie God nie. Vierde plek, valse Christusse, hy is 'n bediende. Maar hy konsep groot geword dat Jesus wil my red, hy wil my sondes vergewe, en dit is waar. Maar so met 'n konsep groot geword van, dit maak nou nie eintlik saak wat ek doen nie, dit maak nie saak hoeveel erns daar by my is nie, geloofsekerheid is die ding wat my toekom. Ek moes net iewers in die verlede 'n gebedjie gesê, dan is die Here daar, hy vergewe my, hy vat my deur die lewe, sodat ek die ewige lewe sal hê, maar hierso, enige verbintenis hier aan hom, dit is nou nie so ernstige saak nie. Hy is mos nou daar om my uit te sorteer, hy is daar om vir my eendag in die hemel te bring. Hy is daar om vir my te bedien. Die Christus van 'n mens se eie skepping. So in die een plek van hierdie onderskeiding vir onsself en om buite te kan kyk wie Christus is en ons sien van hierdie valse dinge, valse beskouinge van hom. In die tweede plek, hoofstuk 24 weer eens, vers 11 tot 12, daar sal baie vals profete kom, weer hy lastige baie.
en hulle sal baie mense mislei. Omdat die minagting van die wet van God sal toeneem, sal die liefde by baie verkoop. Het jy al? Luister bietjie.